Selfbeskikking is oral moontlik, want ons mense is oral, maar nie dieselfde vorm van selfbeskikking nie. As jy in 'n gebied is waar jy sê nou maar 3, 4, 5% van die bevolking uitmaak, dan is daar seker goed wat jy kan doen as daai 3 of 4 of 5% genoeg mense is. Met ander woorde, jy's 'n klein deel van die bevolking, maar daai klein deel van die bevolking is 'n lekker groot klomp mense. So jy kan byvoorbeeld 'n skool in stand hou in Pietersburg en in Nelspruit en in Nylstroom en in 'n hele klomp plekke waarna ek nou kan dink. Jy kan ouerhuise in stand hou, jy kan 'n hele klomp, jy kan feeste hou, jy kan 'n hele klomp goeders regkry. Maar jy gaan nie daar onafhanklikheid bereik nie. Jy gaan nie 'n land tot stand bring wat jy kan sê dit is myne nie. Nou begin die hele ding van selfbeskikking begin eintlik daarby dat die ding moet eers bestaan en dan kan hy erken word. Dis nie eers word hy erken en dan word hy deur erken te word in die lewe geroep nie. Ek dink dis wat baie van ons mense wil hê en dis wat hulle spesifiek van 'n wet wil hê. Is om te sê, hoorie, as daar nou 'n wet is wat sê daar is julle plek of daar is julle selfbeskikking in watter vorm ook al, dan kan ons gaan daarvoor. Maar dit gaan nie gebeur nie. Ons moet die ding tot stand bring en dan sê ons goed, erken dit nou. En ek wil skole gebruik want dis die beste voorbeeld en dis die een waar ons nou die lekkerste geveg agter die blad het wat ons ook weer verloor het met die Bellabel. En dit is, daar was 'n klomp Afrikaanse skole. Hulle het bestaan. En elke gemeenskap het sy skool en niemand was lus om hulle skoolprys te gee nie. En toe het ons strategies hergroepeer. Ons mense het minder geword omdat daar minder kinders gebore word en omdat baie mense emigreer en omdat daar druk is en so sekere skole strategies ontruim. Byvoorbeeld die een waarin ek self matriek geskryf het. En dan het al die mense in daai omgewing hulle kinders na 'n ander skool gestuur waar dit lewensvatbaar is. En dit kon 'n ou reg kry. Daai werklikheid bestaan en die Bellabel probeer daai werklikheid verdun of verswak, maar omdat daai werklikheid bestaan het ons lekker baie bedingingskrag om die wat sal ek nou sê, die wegvat van ons selfbeskikking, om dit teen te staan. Maar op die oomblik is ons nog besig hoofsaaklik om te keer om meer te verloor. Ons verwerf nie baie nie. Nou kom ons by die ander ding, as jy 'n grondgebied wil hê, dan moet jy kyk watter kompromie maak jy. Hoe gaan jy hierdie ding laat werk? En dan wil ek ons terugvat na die begin van die 20ste eeu toe. Die Engelse het nou net Suid-Afrika verower. Hulle kan uiteindelik hulle ideaal van om al die Suid-Afrikaanse kolonies of gebiede te verenig kan hulle verwerklik, want hulle het nou almal verslaan en dis hulle sinne. En toe kom daar 'n kompromie wat hulle ook moet tot stand bring. En hulle sê hulle kan nie hierdie ding sonder die Afrikaners doen nie. En hulle gaan in 'n bondgenootskap met van die boere-generaals in. En hulle noem dit White South Africa. British South Africa is White South Africa en dan het hulle gesê die 3 hoogkommissarisgebiede, Bechuanaland, Botswana, Lesotho, destyds Basotho-land en Swaziland wat nou Eswatini is Black South Africa. Maar White South Africa is dan 'n witmansland. Dit was natuurlik nie waar nie. Dit was nie toe waar nie en dit het nooit waar geword nie. Maar dis 'n illusie wat 'n mens geskep het en waarmee blankes wat Afrikaans en Engels praat, toe saamgesnoer is om hierdie ding te laat werk. En toe vind ons het nou die dag nog mekaar se breins uitgeblaas terwyl ons oor die klippe vir mekaar gekyk het en nou probeer ons die land saam regeer. En ons het dit nogal goed reg gekry en die weermag weet ek het die ouens gepraat van rock spiders en dan souties as 'n mooi verkorting vir 'n lelike woord. En daar was altyd 'n gevoeligheid, maar daar is ook baie goed saamgewerk en baie goed is so gesamentlik reg gekry sodat 'n mens kan sê daar was 'n samehang. En dit is waar die hele kwessie van 'n Kaapland tot stand kom of vir ons relevant raak as ons die vraag vra hoe gaan ons vandag ons selfbeskikking en ons vryheid bereik. En dit is ons moet vir onsself sê, tussen die verskillende Afrikaans sprekende gemeenskappe is daar nie noodwendig 'n eenheid en 'n
presiese ooreenstemming van gedagtes, byvoorbeeld 'n beskouing oor die verlede, wat dink ons van wat in die verlede gebeur het, eweveel assosiasie met goed soos die Groot Trek of die Anglo-Boereoorlog of wat ook al nie. Maar ons is 'n bevolking wat genoeg in gemeen het dat ons die ding kan laat werk. En dan praat ek natuurlik spesifiek van wit Afrikaanssprekendes, Afrikaners en breinmense. Ons deel grootlikse kulturele agtergrond, ons gedeelde taal, alhoewel ons verskillende variëteite daarvan praat, ons deel 'n grondgebied, ons deel 'n godsdiens toewyding en ons kan hierdie ding laat werk. En dan is daar gebiede soos Kommagas en Concordia en Steenkop en Rigtersveld en daar in die Weskaapse gebiede ken ek nie so goed nie, waar dit uitsluitlik breingemeenskappe is. Dis hulle grond, dis hulle tradisionele grond, dis hulle sin. En dan is daar 'n plek soos Orania, wat Afrikaners sinne is en dit is hoe dit is. En dan is daar die ander 90% van die grond wat ons met mekaar deel en waar ons op 'n daaglikse grondslag met mekaar saamwerk en waar die wederwysige, kom ons sê nou maar magsverhouding afhang van getalle. Want in 'n demokrasie, Dr. Pieter het net nou verwys na wat Dr. Verwoerd gesê, Dr. Verwoerd het gesê, in 'n demokrasie is dit getalle wat heers. En hy het dit nie gesê om te sê ons moet nie 'n demokrasie hê nie, hy het dit gesê om daarmee aan te dui dat ons nodig het om vir ons 'n grondgebied te hê waarin 'n mens demokraties kan oorleef. So ek dink die twee kante daarvan om te sê, maar in die weste of die suidweste van die land, Noord-Kaap, Wes-Kaap, gedeelte van die Oos-Kaap, dit kan onafhanklik raak as ons wil. Die enigste beletsel daar is wil ons. Die meerderheid mense wil nog nie. Baie Afrikaners stem nog DA, want eintlik wil hulle maar net hulle situasie uitsorteer met die ANC. Maar sodra die gety draai en ons wil, dan kan ons, want ons het die getalle. In sê nou maar die noordelike provinsies, Vrystaat, Limpopo, Mpumalanga, Noordwes, kan die ANC Gauteng, die ANC se mag kan gebreek word, maar daar gaan nie 'n verandering kom in wie in beheer is nie. Dit gaan dieselfde breë kultuurgroep wees wat aan bewind is net deur middel van ander partye. Daar moet ons selfbeskikking uitoefen deur ons skole in stand te hou, deur buurtwagte, deur kultuurverenigings, deur 'n lewendige uitlewing van wie ons is. Maar ons gaan nie daar 'n onafhanklike staat nou of later tot stand bring nie. En daaroor moet ons, dink ek, doodrealisties wees om vir ons te sê, nou maar goed, watter mate van selfbeskikking of watter vorm van selfbeskikking begeer 'n mens, en dan moet 'n mens die prys uitwerk en dan bereid wees om daai prys te betaal. Dit is miskien 'n bietjie hoekom selfbeskikking nie altyd so gewild is nie. Dit is presies die ding waarna Dr. Corneille net nou verwys het om te sê elke ou soek die volksstaat solank dit in sy agterplaas is. Maar ons is nou 30 jaar verder, ons weet wat ons kan regkry en wat ons nie kan regkry nie. Ek wil miskien afsluit daarmee dat ek sal nou die krediet daarvoor vir my broer Karel gee. Hy het op 'n dag gesê, toe Orania begin het mense gesê, dit is nie moontlik nie en dis ook nie nodig nie. Hy sê in die tussentyd het ons bewys is moontlik en die ANC het bewys dis nodig. Dis dan my hele storie. Baie dankie. Dankie Wynand.